Goeiedag broers en susters, ek groet julle weer in die mooi naam van Jesus Christus. Die stuk wat ek vir julle wil voorhou vandag en ek vra dat julle self gaan lees, Lukas 10 vers 38 tot 42. En dit vertel ons die verhaal van Martha en Maria se ondervinding met Jesus. Martha word in die Bybel uitgebeeld as 'n hardwerkende, vrygewige en gasvroue vrou, wat dikwels gekenmerk word deur haar praktiese aard en besorgdheid om ander te dien. Sy is bekend vir haar geloof in Jesus en haar vermoë om haar oortuigings openlik uit te druk. Sy kan egter ook gesien word as iemand wat sukkel om geestelike sake bo praktiese take te prioritiseer en soms angstig en ontsteld raak. Positiewe eienskappe van haar is, sy is hardwerkend en vrygewig. Martha word uitgebeeld as aktief met voorbereiding van maaltye en die bestuur van haar huishouding met doeltreffendheid, wat 'n sterk werketiket toon. Gasvryheid, sy is bekend daarvoor dat sy Jesus in haar huis verwelkom en vir hom voorsien, en haar vrygewigheid en gasvryheid ten toon te stel. Sy is getrou. Martha se geloof in Jesus blyk duidelik uit haar bereidwilligheid om haar oortuigings te bely en op sy krag te vertrou. Oop kommunikasie. Martha is nie bang om haar bekommernisse en vrae aan Jesus uit te spreek nie, wat haar bereidwilligheid toon om in dialoog betrokke te raak. Prakties en georganiseerd. Sy beskik oor 'n sterk sin om prakties en georganiseerd te wees, soos gesien in haar bestuur van huishouding en voorbereiding vir gaste. Negatiewe eienskappe of uitdagings van haar. Sy is angstig en ontsteld. Martha se besorgdheid om gaste te bedien en voor te berei, kan soms tot angs en afleiding lei, wat veroorsaak dat sy die belangriker geestelike verbintenis met Jesus miskyk. Prioritiseringskwessies. Sy sukkel soms om geestelike sake bo praktiese sake te prioritiseer, soos uitgelig in die verhaal van Maria en Martha. Kan krities wees teenoor ander. Martha se sterk verantwoordelikheidsin en begeerte na volmaaktheid kan soms daartoe lei dat sy ander kritiseer omdat hulle nie help nie, soos gesien in haar interaksie met Maria. Gevolgtrekking. Martha se verhaal in die Bybel bied waardevolle lesse oor die balansering van praktiese take met geestelike behoeftes en die belangrikheid daarvan om geloof en verhouding met God te prioritiseer. Alhoewel sy gesien kan word as 'n Martha-tipe persoonlikheid, hardwerkend en prakties, beklemtoon haar verhaal ook die belangrikheid daarvan om balans te vind en te erken dat ware diens en vervulling uit 'n plek van geloof en verbintenis met God kom. Martha is deur Jesus bestraf omdat sy haar vermaak verpligtinge bo die woorde van Jesus gestel het. Sy was egter steeds 'n toegewyde disipel van Christus en het diep begeer om Jesus te ken en lief te hê, en het alles na haar vermoë gedoen om hom as die onbekende koning waardig te maak. Broer en suster, ek hoop julle het 'n geseënde dag. Ek bid vir julle en gaan in vrede. Amen.